Stoorlandpryse herstel, slagpryse daal verder en vraagtekens rondom Namibiese skaapinvoer ontstaan. Wolpryse bly egter goed en begin ek ook wonder of laer bees- en skaappryse nie ook vark en hoenders kan aftrek nie. Als in hierdie week se episode wat met trots aan jou gebring word deur John Deere. Daar is steeds ongeveer 67% van ons kykers wat ons nog nie volg op YouTube of Facebook nie. Sal jy my asseblief 'n groot guns doen en dubbel seker maak. Dit kos jou niks nie en dis die maklikste manier om ons te ondersteun en hierdie inhoud aan die gang te hou. Dit maak vir ons regtig 'n groot verskil en is jy dan ook deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by AMT. So baie dankie dat jy deel van die AMT gemeenskap is. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg styg laasweek na R40.34 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys ook hoër op R42.71. Die Vrystaatse speenkalfprys verhandel nou op R40.05, die Oos-Kaap op R41.73 en die Wes-Kaap op R38.50. Dit klink asof daar bietjie laer aanbod op die oomblik is en dit dan speenkalfpryse rondom die R40 merk hou, maar moet ek sê, dit is nogals moeilik om die mark te plaas hierdie jaar. Gaan boere terughou en self begin voer wees soos ons laas jaar gesien het, of gaan dit droër bly en die laer soeperspryse wat nie die somme laat klop nie, meer kalvers veroorsaak en pryse weer afwaarts forceer? Ek dink ons kan dalk in April en Mei maand laer kalfpryse sien, veral as die inentings sterk begin uitrol. Die A23 slagprys staan dan nasionaal nou op R60.13 met die C-graadpryse laer op R53 laasweek. Dis die AMT opnameprys van die afgelope week. Slagpryse behoort nog onder druk te kom tot einde Mei maand met vraag wat dan gewoonlik gedemp bly oor daardie periode. April behoort egter 'n beter maand vir pryse weer te wees. Stoorlandpryse herstel en styg laasweek na R48.67, 6% hoër week op week. Ek dink laasweek se R46 vir stoorlandpryse was nie noodwendig 'n ware weerspieëling wat in die mark daar buite gebeur het nie. Daar was verseker 'n tekort aan slagbare diere laasweek wat weer hierdie markte dan ondersteun het. Swaarder slaghamer staan nou so op R44.85 per kilogram. Provinsiale stoorlandpryse dan ook gestyg met die Vrystaat op R48.01, die Oos-Kaap op R51.08 en die Wes-Kaap op R46. Die A23 slagprys het dan verder gedaal met die gemiddelde prys nou op R94.13 en die C23 prys op R73.50. Dis ook 'n AMT opnameprys. Die verwagting is dat slagpryse tot so Maart onder druk kan bly weens laer vraag en dan weer in April styg soos vraag verbeter en aanbod begin afneem. Dit sal baie interessant wees om te sien hoeveel lammers wel nou uit Namibië inkom. Ek hoor baie mense praat nou daarvan en dat dit lampryse in die Noord-Kaap bietjie onder druk sit. Ons het egter nog nie die nuutste statistieke om iets regtig te wys vir julle nie, maar ons sien elke jaar dat invoere vanaf Namibië sterk optel oor die eerste helfte van die jaar, gewoonlik dan 'n piek bereik hier in Mei maand, maar dit sal nogals interessant wees om hierdie jaar se syfers dan sover te sien in vergelyking met die ander jare sin. As Namibië 'n bietjie droër lente gaan beleef, kan ons moontlik meer diere van hulle af sien wat na ons toe dan gaan kom, maar dit is nog bietjie vroeg om dit wel te bepaal. Volpryse styg verder laasweek met die 20 mikron RWS prys op R248 per kilogram, met die nie RWS 20 mikron prys nou op R227. Die gemiddelde RWS prys styg dan na R243.47, terwyl die gemiddelde wolpryse in Australië ook gestyg het na 16,93 Australiese dollar per kilogram. Alhoewel ons steeds goeie vraag na wol het op die oomblik, is die grootste faktor wat pryse nou so optrek in vergelyking met vir laas jaar spesifiek, die hoeveelheid wol wat aangebied word en die skaapgetalle in Australië wat baie laag is. Dit kan die wolmark vir nog langer hoog hou en was dit nie vir die sterk Australiese dollar nie, sou ons nog beter wolpryse hier as ook in Australië gesien het. Die bokpryse daal laasweek met groot bokpryse nou op R32.01, klein bokpryse op R52.33, medium bokke staan op R55.35 met bokkooipryse wat weer so bietjie styg na R42.47. Ek dink hierdie pryse behoort tot Maart nog onder druk te bly.
Hoenderpryse het dan ook bietjie gedaal laasweek met die gevriesde ex-abattoirprys op R35.20, varspryse daal na R39.51 en bly die IQF-prys op R35.50. Hoenderpryse kom dan ook gewoonlik onder druk soos ons in Februarie en Maart in beweeg en vraag tradisioneel dan laag is. April is ook dan gewoonlik 'n klein bietjie beter maand soos vraag dan optel. In die varkbedryf het die pryse weer gestyg met die nuutste spekvarkprys nou op R40.40, vleisvarkpryse styg na R41.55 met die nuutste worsvarkprys laer op R31.66 per kilogram. Hierdie is dan ook 'n opnameprys wat ons van ANT se kant af vir julle doen. Bekommernis rondom siektes en uitbrake en die effek wat dit op aanbod gaan hê, hou hierdie pryse tans relatief hoog. Ek wonder wel of die laer skaap en beeslagpryse nie nou gaan begin oorspoel en die vark en hoenderpryse ook kan aftrek nie. Ek dink dit is 'n groot moontlikheid waarvoor jy moet uitkyk. Gebaseer op seisonale tendense moet hierdie pryse nou begin daal ook nog. So dis ook nog 'n faktor wat moontlik varkpryse bietjie onder druk kan sit. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernpryse onveranderd gebly op R3.300 per ton, graad 2 lucern op R2.900 en prima lucern op R4.200. Die choppryse bly laag op R2.150 per ton laasweek en is weer eens 'n baie lae vraag en baie hoë aanbod op die oomblik. Daai was jou vleis- en voerprys oorsig vir die week by trots aan jou gebring deur John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.